Goeiedag, my naam is Bertie Brits en ek wil jou hartlik uitnooi om deel te hê aan hierdie program The Love Way op Kruiskyk vandag. Ek glo dat jy geïmpakteer sal wees deur God se onvoorwaardelike liefde en die boodskap van genade wat ons besig is om hier te bedien. Ons is in 'n reeks besig met die vervulling van die wet waarin ons verduidelik waar die wet vandaan kom, hoekom die wet gegee was, hoekom Jesus of God 'n mens moes word met die naam Jesus Christus, hoekom hy moes sterwe, opstaan en sit aan die regterhand van die Vader, en waarin ons die hele vervulling van die wet verduidelik. Ons het in die laaste uitsending gepraat oor die rede van die wet in volgens Romeine hoofstuk 3, en ons gaan net daar aan en hierdie ding in diepte verduidelik. Kom ons lees hoofstuk 3 vers 19. Hy sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor God geregverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Hier sien ons baie duidelik dat die wet gegee was sodat die hele wêreld doemwaardig kan wees voor God. Nou die heidene was doemwaardig volgens die wet gewees, want hulle het nie aan die wet volhou nie. As ons gaan kyk na Romeine hoofstuk 1 en 2, vir die van julle wat 'n bietjie meer daarvan hou om 'n ding in diepte te bestudeer, Romeine 1 vers 16, maak Paulus 'n groot stelling wat hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Nou, die grootste ding daar was, dit is vir die Jood en die Griek, en dit was 'n groot ding vir Jode gewees, om dit te kon aanvaar, want hoe kan 'n Griek gered wees? Hoe kan enige iemand buiten die Jode gered wees? En hy gaan aan en dan verduidelik hy hoekom Christus gekom het en dat almal eintlik skuldig staan voor God. En hy sê dat die Jode staan skuldig voor God want hulle het die wet gekry en hulle gehoorsaam nie die wet nie. En dit is in hoofstuk 2 en dan sê hy hierso vanaf vers 1, hy sê daarom is jy o mens wat oordeel. Hy sê daarom is jy o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waar in jy 'n ander oordeel, veroordeel jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. So hier sê hy vir die Jode, die feit dat julle die wet ontvang het, die feit dat julle weet wat is reg en verkeerd, is nie wat julle regverdig nie. Die feit dat julle die verbond ontvang het, die besnydenis ontvang het, al die gebooie, die profete, die feit dat julle die mense is aan wie dit gegee is nie wat jou regverdig voor God nie. En dit wil ek vir jou sê vandag, die feit dat jy weet hoe om te bid, die feit dat jy weet hoe om 'n deurbraak te kry, die feit dat jy weet hoe om 'n plek te loop en te kan deurbid en intree en al daai tipe van goeders, die feit dat ons weet wat is reg en wat is verkeerd, die feit dat ons weet hoe om 'n heilige lewe te lei en al daai tipe van goed is nie wat ons regverdig voor God nie. Ek wil self so ver gaan, die kennis wat jy het, wat sê dat Jesus gesterf het vir die sondes van die mens, en jy moet nou baie mooi luister na die woorde wat ek gebruik. Die kennis wat jy het omtrent Christus is nie wat jou red nie. Deur kennis te hê omtrent iets, dit red jou nie. Wanneer jy kom by die plek waar jy sê ek is oortuig daarvan en ek maak dit van toepassing op my lewe, is wanneer ons tot redding kom. Jy weet, daar was baie mense, die mense wat Jesus Christus gekruisig het geglo dat hy gesterwe het. Hulle het dit geglo. Daar was mense wat die Joodse rabbies van daai tyd en die sinagoge mense wat die dood van Christus agter dit was, het geglo, hy het opgestaan ook, en toe het hulle gesê, gaan sê dat sy liggaam was gesteel. So hulle het geglo, hy het gesterwe, hulle het geglo, hy het opgestaan, maar dit het nog steeds nie hulle redding beteken nie. Dat redding het gekom vir hulle, maar hulle het dit nie in ontvangs geneem vir hulle self nie. So ek wil vir jou sê, kennis van die regte ding is nie wat jou red nie. Om daai kennis te vat en dit te glo en te sê, dit is wat dit beteken vir my. Dit is amper soos 'n wiskundesom, of 'n vergelyking. Onthou toe ek op skool was, en jy nou al hierdie vergelykings gekry en definisies en al dat tipe van goed, en dan het jy nou 'n som gekry wat sê, as jy dit en dit bymekaar tel, dan gaan jy dit kry, en dit beteken die volgende. Dus kan ons sê, die volgende. So met dieselfde moet jy gaan kyk na Jesus Christus. Jy moet gaan sê, God het 'n mens geword, hy het die wet gehoorsaam, hy was vlekkeloos, hy was sondeloos, hy het opgestaan namens die mensdom, dus beteken dit die volgende vir my. Dit beteken, volgens die skrif, dat hy namens my
gehoorsaam was aan elke reël en elke wet wat daar was volgens Romeine 5 vers 14 tot 19, 20. Dat hy gesterwe het vir my, dat die Bybel baie duidelik sê in Kolossense dat, en in 2 Korintiërs, dat as een gesterwe het almal gesterwe, en in baie duidelik in 1 Korintiërs hoofstuk 11, vanaf vers 28, wat sê, toe hy gesterwe, toe het ons gesterwe, toe daai liggaam gebreek was dit gebreek vir my. Kolossense, ons is saam met hom begrawe, al daai tipe van goeders. Dus beteken dit dat as gevolg van al daai goed, heiligheid nou na my toe gekom het. Here, ek glo dit en ek neem dit in ontvangs deur te sê, ek identifiseer my eie lewe met dit. Ek glo nou, ek het geword die geregtigheid van God as gevolg van Christus. Die oomblik wanneer jy dit glo, ontvang jy die Heilige Gees wat dit wat gebeur het, realiteit maak in jou lewe. En dis hoe jy 'n heilige lewe ontvang. So, ek wil vir jou sê, die feit dat jy in 'n milieu is waar jy die evangelie hoor, die feit dat jy in 'n milieu is waar mense God aanbid, al daai tipe goed is nie wat jou red nie. Ek gaan 'n skokkende stelling maak en ek dink ek het dit al vorige keer gemaak. Bekering van jou sondes is nie wat jou red nie. Luister baie mooi wat ek sê. Bekering van jou sondes is nie wat jou red nie. Nou as jy nou gehoor het ek sê, hou maar aan sondig, want of jy nou aanhou sondig, maak nie saak nie, dan het jy nou nie gehoor wat ek sê nie. Wat ek sê is presies net wat uit my mond uitkom, en dit is, dat om op te hou sondig is nie wat jou red nie. Kom ek gee 'n baie goeie voorbeeld. 'n Persoon kan verslaaf wees aan alkohol, en hy kan sy vrou slaan, en hy kan sy kinders mishandel, hy kan nie vir hulle sorg nie, hy kan selfs God vloek in sy toestand van dronkenskap. Dan kan hy gaan na Alkoholiste Anoniem toe en hulle kan hom help. En hy kan uitdroog daar en hulle kan hom detox en al die van goeders doen wat daar gedoen moet word. En hy kan deur, ek meen daar help hulle om, gee vir hom die regte medikasie en al die van goeders en hy kom vry. Dan het hulle hulpgroepe waar hulle mekaar bemoedig na die tyd en hulle help mekaar en bemoedig mekaar om nie weer te drink nie en hy hou op drink. Die feit dat hy opgehou drink het, die feit dat hy nie meer sy vrou slaan nie, die feit dat hy nie meer vloek nie, die feit dat hy nou werk en vir sy kinders sorg, beteken nie, hy is nou gered nie. Beteken nie, hy ontvang redding nie. Beteken nie, dat die wedergeboorte nou in hom manifesteer, en dat God se gees in hom begin vrug dra nie. Dis maar net die vrug van wilskrag. Dis wat het is, en dit, die feit dat hy bekeer het van drank, beteken nie nou, hy is wedergebore nie. Beteken nie, hy het opgestaan uit die dode, en dit in ontvangs geneem en gesê, dis wat ek glo nie. Hy het net opgehou met sy sonde, dis al. En ek wil hê, ons moet dit baie duidelik verstaan, dat wanneer ek 'n wet daar plaas, en deur daai wet wys ek jou al jou sondes, dan, en ek sê vir jou, hou op met al hierdie sondes, want die Bybel sê, ons mag nie hierdie goeders doen nie, beteken nie, as jy ophou met al daai goed, dat jy gered is nie. Wat redding in ons lewe bewerkstellig, is baie eenvoudig. Kom ons lees dit gou in Johannes, hoofstuk 1. Johannes, hoofstuk 1, ekskuus tog. Ek het nie beplan om dit nou te lees nie, maar kom ons lees dit gou. Johannes, hoofstuk 1, versie 12. Johannes 1, vers 12. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So wie het die mag om 'n kind van God te word? Nou daai woord word is eintlik verkeerd vertaal, wat hy, die oorspronklike Griek sê, dat aan almal wat hom aangryp met die doel om dit wat hy gedoen het van gebruik te maak. Dit is wat die woord aanneem beteken. Die woord aanneem in die Engels is to grab a hold of with a purpose to make use of. So met ander woorde, almal wat Christus aangryp om met die doel om van hom gebruik te maak, om van sy offer gebruik te maak, om van sy genade gebruik te maak, om van sy barmhartigheid wat is, om jou beter te behandel as wat jy toekom, gebruik te maak. Aan hulle het hy die autoriteit gegee om die wese van God te ontvang. Aan hulle wat in sy naam glo. Met ander woorde,
As ek kom by die punt en ek sê, Here, ek gryp aan dit wat U gedoen het in Jesus Christus met die doel om daarvan gebruik te maak. Met ander woorde, deur die wet sien ek myself as skuldig en ek het nodig dat iemand goed is vir my en my beter behandel as wat my toekom en ek het nodig om geregtigheid as 'n gawe te ontvang want ek kon dit nie opwerk in my eie gehoorsaamheid aan reëls en regulasies nie. Hy wat dit aangryp, aan hom gee God die mag om 'n kind van God genoem te word. Dit is hulle wat in sy naam glo. Man, is dit nie wonderlik nie? Prys die Here. Goed, kom ons gaan aan daarso in Romeine 3. So, gevolgtrekking. Gevolgtrekking is dit, ons word nie gered deur te probeer ophou sondig nie. Want as dit waar is, dan is alle gelowe reg. Jy kry soveel Christene vandag wat vir my sê, maar Bertie, wat is die verskil tussen 'n moslim en 'n Christen, en 'n Hindu en 'n Christen, en Hare Krishna en Christen, en al die verskillende, New Age en Christen, is ons almal nie maar op soek na God en strewe na 'n heilige lewe nie? 'n Strewe na 'n heilige lewe is nie wat ons red nie. Dis geloof dat ons nie deur ons werke of deur ons heilige lewe geregverdig word nie, maar deur 'n God wat ons vergewe deur sy offer Christus en genade vir ons gee as 'n gawe verniet. Dit is waardeur ons toegang het tot die redding wat reeds gekom het vir die hele wêreld. Een ding wat ons moet besef, mense, is dit help nie ons sê vir die ou daar buite in die wêreld, ja nee, jou sonde is nog nie voorbetaal nie, dit word eers betaal wanneer jy glo. Dis nie waar nie. Hy moet glo dat sy sonde reeds voorbetaal is. Want dit is wat Jesus Christus kom doen het aan die kruis. Die Bybel sê, kyk die lam van God wat die sonde van die wêreld, dit is die Jood, die Hindu, die Satanis, die whatever, wegneem. En dit is vir almal, maar oor almal wat dit glo. So, wanneer ek tot geloof kom en oortuig raak van dit, dan skiet daai woord van God saad in my lewe en ek ervaar die bloed van Christus wat my sonde wegwas. So met ander woorde, luister mooi, die sonde is reeds betaal. Wanneer ek dit glo, neem ek dit in ontvangs en ek ervaar dit in my lewe vandag. Die Bybel sê baie duidelik in Hebreërs 4, omdat hulle dit nie, die woord nie met geloof gemeng het nie, dit hulle nie gebaat nie. Maar wanneer ons sê, wel, in die naam van Jesus, moet ons al hierdie 24 reëls en wat ook al gehoorsaam, dan is ons geregverdig voor God. Dan wil ek vir jou sê, daai geloof baat jou niks tot redding nie. Ons gaan nou sien watter geloof baat ons tot redding. Kom ons kyk gou hierso, wat sê hy in hoofstuk 3 vers 20, dis Romeine. Volg my op die skerm, want dis belangrik dat jy sien wat daar staan. Daar staan in vers 19, nou weet ons, dat alles wat die wet sê, hy dit sê, vir die wat onder die wet is, moet wat te doel? Sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Met ander woorde, hou net jou op die skerm en lees hierdie ding weer, dan gaan ek vir jou verduidelik. Hy sê, maar nou is die geregtigheid van God of die heiligheid van God geopenbaar of dit word gemanifesteer sonder die wet, terwyl die wet en die profete getuig daarvan. Nou kyk mooi. Wat hy daardeur sê is dat die wet en die profete praat van hierdie heiligheid wat aan die kom was, wat in Christus is, wat verniet vir ons gegee word. Soos ja, wet sê, dis hoe heilig jy moet wees, dan moet jy weet, daai heiligheid en nog 'n hoër vorm van heiligheid is nou, dis waarvan die wet praat. Die wet praat van 'n sekere standaard van heiligheid. En dit getuig van die heiligheid van God, wat dan nou aan ons gegee is as 'n gawe. Daai wat hy sê, die wet en die profete getuig daarvan, beteken nie dat Christus het die wet kom implementeer en herimplementeer. Dis nie wat dit beteken nie. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal
en oor almal wat glo, want daar's geen onderskeid nie, want almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Kom ons lees nog 'n skrif gou in Handelinge 13. Hierdie ene dis nou 'n lekker skrifgie, wat ek nou gaan lees. Handelinge 13, ek hoop ek kry hom nou hierso. Ja, Handelinge 13 vers 38, hoor gou wat sê Paulus, hy sê, laat dit aan julle bekend wees, broers, dat deur hom, dis Jesus, vergifnis van sondes aan julle verkondig word. Aan die ander woorde, hy sê, daar's nie vergifnis van sondes meer deur boetedoening, en jy moet nou hierdie offer doen, en jy moet nou beloof, jy gaan nooit weer die ding verkeerd doen nie. Dis nie hoe ons vergifnis van sondes het nie. Maar as vergifnis van sondes was deur jy wat beloof, jy gaan dit nooit weer doen nie, en dit nooit weer doen nie, dan gaan niemand vergewe wees nie. Want as jy net verkeerd dink, het jy dit klaar gedoen. En as jy net in een area 'n fout gemaak het, en in elk geval teenoor jou beloftes wat jy gemaak het, reeds staan jy skuldig en jy is doemwaardig voor God. So, ons word nie vergewe, luister nou wat ek vir jou sê, deur te sê, ek gaan dit nou nooit weer doen nie. Ek sê nie daardeur, jy moet, ag wel, ek sê maar vergewe, ek gaan dit nou maar weer doen nie. Ek sê nie, ons moet nou maar daai houding hê nie. Maar wat ek sê is dat, die feit dat jy nou regtig beloof, jy gaan dit nou nooit, ooit weer doen nie. Dis nie waarna God kyk om jou te vergewe nie. Hy kyk, nou glo jy dat deur die offer van Christus daar vir jou vergifnis is, en neem jy dit in ontvangs. En wanneer jy dit in ontvangs neem, ontvang jy die Heilige Gees, en dit maak jou vry dat jy dit nie weer doen nie. Dis waardeur ons vergifnis ontvang. Ek hoop jy kan het verstaan wat ek daar sê, anders kry die CD, gaan laai hom af by dynamicministries.com onder die woord dwell, die Afrikaanse gedeelte daar, en jy kan gratis net weer en weer aan gaan luister om te sien wat ek sê, en vra die Here om jou te wys, en vir jou duidelik te maak op 'n voorbeeld wat vir jou in jou hart sal tref. Maar hoor wat sê hy, sê, laat dit aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. Nou, hy sê eintlik daar, laat dit aan julle bekend wees, broers, dat deur Christus daar nou vir julle vergifnis is. En dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. So wat hy eintlik sê daar, wanneer die wet van Moses sê, luister man, ek kan jou nie deur laat gaan as regverdige nie. Ek sien hierdie foute in jou. Dis wanneer God sê, deur Christus, jy is nou geregverdig. So ons kan daai skrif eintlik 'n bietjie anders lees om die konteks van dit mooi te verstaan. Ons kan dit so lees. Laat dit aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig is van alles waarvan julle skuldig bevind word deur die wet van Moses. Vers 40. Pas dan op dat dit nie oor julle kom wat deur die profeet gesê is, kyk dan, julle veragters, en wees verwonderd en verdwyn, want ek gaan iets in julle daad doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand dit julle vertel nie. So wat hy eintlik sê is, luister, hierdie nuus is so goed, ek verkondig dit aan julle, daar is vergifnis van sondes, sonder julle goeie verdienstes en julle goeie werke, en regverdigmaking sonder enige goeie ding wat jy doen, slegs deur te glo aan Jesus Christus, en elke ding wat enige reël van enige kerk of enige wet jou aanskuldig bevind, God verklaar jou geregverdig deur Christus, al is jy skuldig van iets, as jy kan glo dat hy dit vir jou gedoen het in Christus. Hy sê, pas op dat dit nie oor julle kom, wat die profete gesê het, wat hy gesê het, julle staan verwonderd, en dan verag julle hierdie goeie nuus en loop weg. Hoeveel mense is daar nie vandag, wat hy staan verwonderd wanneer hy hierdie goeie nuus hoor, dan sê hy, wow, hierdie goeie nuus, dan sê hy verwonderd, wow, ja, dis regtig goed, en dan verag hy dit en loop weg, en is maar tevrede met sy wettiese sisteem, want dis al wat hy ken en al waaraan hy gehoorsaam is. Hy sê, pas op, dat nie oor julle kom, wat die profete gesê het, julle verag hierdie goeie nuus nie. Prys God, ons gaan nie
daai profesie gaan nie waar word oor ons wat sê ons verag hierdie goeie nuus nie. Ons neem hierdie goeie nuus totaal in ontvangs en dis waarin ons lewe. Hoor gou wat sê hy in vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Sê vir jouself, sonder die wet, sonder gehoorsaamheid aan enige wet, kan ek geregverdig wees as ek glo in God. Geregverdig beteken, ek is geregtig en regverdig voor God. Righteousness of geregverdig beteken eintlik om te staan voor God soos ek behoort te wees. Amen. Hoor gou wat sê hy hier in vers 25. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het van wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. So wie is regverdig voor God? Hulle wat alles reg doen? Nee, hulle wat glo in Jesus. Waar is dan roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnydenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnydenis deur die geloof. Met ander woorde, wat eintlik sê is, die heidene wat geen geloof het nie, wat geen wet probeer gehoorsaam nie, is wat glo aan Christus, is eerder geregverdig as die ou wat alles probeer reg doen, maar nie glo aan Jesus nie. En dit help nie ons vermeng die twee nie, mense. Nee, maar ons meng die wet en die geloof. Nee, moenie die goed meng nie. Weet een ding verseker, en dit is dat ons sleg deur die geloof geregverdig is, en vergeet enige goeie dade wanneer dit kom by regverdiging voor God. Goeie dade is maar net 'n vrug van wat reeds gebeur het. Amen, man, dis die goeie nuus. Indien jy enige gebedsversoek het, stuur dit asseblief na die skerm, na die skerm, jy moet dit nie na die skerm toe stuur nie, stuur dit na die nommer op die skerm, en ons sal vir jou bid, en regtig saam met jou staan in enige krisis wat jy is. Indien jy hierdie CD's wil hê, dit is vry en gratis, verniet stuur ons dit vir jou. As jy donasie wil maak, is jy welkom, maar andersins, ons stuur dit vir jou gratis. Ons wil graag hê dat jy in hierdie goeie nuus moet wandel. God het jou onvoorwaardelik lief. Sy hart verander nooit teenoor jou nie. En hy sal altyd hierdie houding van liefde hê teenoor jou. Onthou hierdie een ding. Jy kan die liefde van God geniet elke dag van jou lewe, want hy het jou onvoorwaardelik lief.